Goeiedag almal. Gedurende die jaar 2022 het die maatskappy Securities and Exchange Commission in Amerika die baie bekende maatskappy Ernst & Young, een van die grootste rekenkundige maatskappye in die wêreld, met die rekordbedrag van $1 biljoen beboet. Die boete het gekom nadat vletjieblassers aan die lig gebring het dat die werknemers van die maatskappy met die gesertifiseerde publieke rekenkundige eksamens oor 'n tydperk van 5 jaar oneerlik opgetree het. Ironies is egter die feit dat die gedeelte van die eksamen waar die bedrog plaasgevind het, vrae rakende etiese gedrag behandel het. Die direkteur van Securities and Exchange Commission, meneer Guber Grewal, het die volgende verklaring rakende die situasie uitgereik. It is simply outrageous that the very professionals responsible for catching cheating by clients cheated on ethics exams. Jy weet, die versoeking van die mens om onregmatige kort paaie te kies is ongelukkig deel van ons sondige natuur. Maar maak nie saak hoe baie mense dit probeer regverdig nie, dit is en bly verkeerd. Die feit bly staan, die Here eis integriteit en hy beloon diegene wat opreg wandel. Ons lees hiervan in die boek Deuteronomium, hoofstuk 25 vers 13 tot 16. Jy mag nie twee soorte weegstene, een wat swaar is en een wat lig is, in jou sak hê nie. Jy mag nie twee soorte maatemmers, 'n groote en 'n kleintjie, in jou huis hou nie. Jy moet maatemmers en gewigte gebruik wat akkuraat is, want dan sal jy lank leef in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die Here jou God haat mense wat met valse gewigte en maatemmers skil. Ja, hy haat mense wat bedrieglik optree en ander mense kil. Weet, integriteit is eerlikheid. Dis deursigtigheid en dit is geregtigheid. Integriteit is om te weet wat die regte ding is om te doen en om dit te doen. Integriteit is wanneer jou goddelike karakter na vore kom, selfs daar waar niemand jou sien nie. Spreuke 10 vers 9, hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. Die nuwe vertaling lees dit so, die man wat opreg leef, leef sonder vrees, maar wie krom paaie loop, word uiteindelik uitgevind. Integriteit sal verhoed dat jy die afdraaipaaie sal neem. Luister net wat sê 1 Korintiërs 13 vers 6. Liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Besluit vandag, my lewe sal 'n lewe van integriteit wees, omdat ek 'n kind van God is. Dankie daarvoor, Here. Amen.